Welkom by hierdie week se AMT Politieke Oorsig. Ons gesels soos ouer gewoonte weer met Roland oor die nuutste plaaslike maar ook internasionale faktore wat ons dan in Suid-Afrika beïnvloed. So baie welkom by ons Roland. Dankie Johnny, lekker om weer te gesels. Roland, ek wil hierdie week dalk bietjie plaaslik begin. Daar het 'n baie interessante poll of 'n vraelys dan uitgekom wat vir ons moontlik aandui dat die DA en die Vryheidsfront 'n meerderheid in Tshwane kan bereik. Die ANC byvoorbeeld na 18% toe in Johannesburg kan val en ook sommer die verkiesingsveldtogte wat nou regtig begin vlam vat. Wat sien jy verder in die bedryf daar buite? Ja, dis 'n baie interessante tyd. Ek dink daar's 'n paar goed wat gebeur. Ons begin nou sien hoe die partye begin posisioneer. Die partye maak hulle manifeste bekend. Die naweek wat verby is, het die DA hulle manifest bekend gemaak. Vorige week was dit die EFF gewees. So ons begin al hoe meer sien. Die ANC het gister 'n interessante persverklaring uitgereik of 'n nuuskonferensie gehad waar hulle bietjie bepaalde inligting gegee het oor hulle planne vorentoe. So ons kan bietjie kortliks miskien daarna kyk. En aan die ander been van wat nou gebeur is natuurlik die ontledings wat begin uitkom, die meningsopnames wat gedoen word en wat ons hopelik nou meer van gaan sien. Wat vir ons bietjie 'n prentjie gee van wat is besig om te gebeur onder die mense van Suid-Afrika, die wat nou stemreg het en wat kan gaan stem. Die belangrikste vraag daar natuurlik is, wie gaan stem? Wie gaan wegbly? Watter party gaan die grootste getref word daardeur? En dan die verhouding tussen die wat stem en die wat wegbly en hoe beïnvloed dit? Onthou ons het 'n proporsionele kiesstelsel. So daar's 'n bepaalde verhouding en die historiese interpretasie is as die stempersentasie laer is hier in die middel 50s, hoë 50s, dan tref dit die ANC die swaarste en dit bevoordeel 'n party soos die DA. Want meer van die DA se kiesers gaan stem as van die ANC se. So die klein party word bevoordeel. Nou die opnames wat ons nou gesien het, skets 'n ander prentjie. En dit lyk asof daar, en ons moet onthou, 'n meningsopname is nie 'n voorspelling nie. Dit kyk terug op 'n bepaalde tyd, op 'n bepaalde dag, wat was die gesindheid en die ingesteldheid van die mense wat deelgeneem het. En dan word dit geprojekteer na jou kiesers bevolking. En opnames kan baie akkuraat wees. So ons moenie dit net verwerp soos die ANC wat sê, daai opnames sê niks, hulle glo hulle gaan wen nie. Dit is nie die manier om daarna te kyk nie. Maar die belangrike punt is, dis nie 'n voorspelling nie. Goed, as ons dit dan as 'n basis van ons bespreking vat, dan begin ons kyk wat is besig om te gebeur. En jy verwys nou na Johannesburg en Tshwane, want dis twee belangrike stede. Johannesburg, die ekonomiese hoofstad van Suid-Afrika, verlang beskryf as die ekonomiese hoofstad van Afrika. Of dit nog so is op interpretasie. En waarskynlik een van die swaks bestuurde metros in Suid-Afrika. En dalk as ons 'n ranglys in die wêreld het, gaan hy ook laag op daai ranglys lê. En dan Tshwane, die uitvoerende hoofstad van Suid-Afrika, belangrike plek met onlangse geskiedenis van onstabiliteit. Wisselwerking tussen koalisies, dan is die ANC aan bewind, dan is 'n DA geleide koalisie aan bewind, dan is die ANC weer aan bewind, en dan weer die DA en dan weer die ANC. So daar's 'n geskiedenis van onstabiliteit en dit beïnvloed natuurlik verskillende goed. Dit beïnvloed die amptenare wat dan is hulle in hierdie rigting, dan is hulle in daai rigting. Wat dit nog moeiliker maak is die praktyk van kaderontplooiing waar ANC vir 'n baie lang tyd in regering was en seker gemaak het dat loyale ANC-lede aangestel word. En ons het gesien, veral in Tshwane onder die DA-tyd, daar baie spanning was, want van die ANC-amptenare pas ANC-beleid toe ongeag wie in regering is in daai konteks. En die aanname waarop hulle werk is, die ANC gaan weer aan bewind kom. Nou dit is daai aanname wat nou getoets gaan word in hierdie verkiesing. En dit is waar hierdie onlangse meningspeilings baie interessant is. Want vir die eerste keer sien ons nou 'n daadwerklike verandering in terme van wat die meningsopnames sê. En ek wil dit beklemtoon, is wat die meningsopnames sê. En wat is daai verandering? Daai verandering sê vir ons, die ANC se steun val baie vinnig en bereik nou vlakke waar die ANC nie meer kan staatmaak op sy historiese ondersteuningsgetalle en sy historiese posisie
om die regerende party of die grootste party in 'n regering te wees nie. Tweede belangrike punt wat ons daar sien is dat 'n ander party, in hierdie geval die DA, word nou die grootste party. Dis nog nie 'n meerderheidsparty nie, maar hy is op pad om die grootste party te word, indien die opnames korrek is en dit die tendens is wat voortduur tot met die verkiesing. En dan sien ons dat kleiner partye, die element van fragmentering bly deel van ons politiek. En ons sien daar's 'n klompie kleiner partye, maar hulle kry nie noemenswaardige steun nie. Nou wat dit belangrik maak is, ons gaan waarskynlik weer sit met koalisieregering, soos dinge nou lyk, in beide die Tshwane Metro en in Johannesburg. Dit beteken, jy gaan 'n ankerparty hê wat ander partye nodig het om 'n regering te vorm. En dit is waar hierdie klein partytjies dan, noem dit maar die klein jakkalsies, hulle kry steun, hulle is legitieme deelnemers, maar hulle is destabiliserende deelnemers, want hulle verkoop hulle steun aan die hoogste beer, letterlik. Want ek is 'n leier van 'n een-man of 'n twee-man party. Ek gaan nooit in my lewe 'n belangrike pos beklee in die politiek nie, maar ek kan my posisie gebruik om te beding. Ek word 'n lid van die uitvoerende komitee, of ek word selfs 'n onderburgemeester, of ons het in Johannesburg gesien, 'n twee-man party word die burgemeester. En die ANC regeer agter die skerms. Nou dit is die basis van swak regering, dis die basis van onstabiliteit, en dis die basis van, kom ons noem dit sommer onverantwoordelike regering. Nou die risiko daarvan bestaan steeds, as ons kyk na wat ons nou sien gebeur. Maar hoe lyk die makroprentjie dan op die stadium? En dit is baie belangrik op die stadium. In Johannesburg sê die syfers, die ANC se steun het nou geval na 32%, van 32% rofweg na 18%. So die ANC is in groot moeilikheid in Johannesburg. Die DA se steun volgens hierdie peiling het opgegaan van 27% in Johannesburg na hier in die 30s, op pad na 40s toe dalk. Mens sal moet sien, onthou die foutmarge is 4%, so jy kan 4% bysit of aftrek, dan is jy nog steeds binne die korrekte projeksie van die meningsopname. So die ANC en die DA lê dalk baie nader aan mekaar as wat 'n mens met die eerste oogopslag dink. Dit beteken hier's 'n groot kompetisie, hier's ernstige kompetering vir partye. En dan moet ons mens kyk na die permutasies, en hier kyk ek afsonderlik na Tshwane en Johannesburg. Wat ons waarskynlik in Johannesburg gaan sien is, dit lyk asof die DA die grootste party gaan wees. Die vraag is, wie is die ander rolspelers? Action Suid-Afrika staan op iets so 7%, EFF 10%, die EFF staan op ook die 7-8%, ANC 18%. Die vraag is, waar is die ander partye wat in die verlede daar is? Hulle is nie deel van die groot syfers wat ons sien nie. Wat is dan die moontlikhede vir 'n koalisie? Kan die ANC, die EFF en MK 'n koalisie vorm? Op die stadium is die ANC en die EFF met Rise Mzansi en Good, Al-Jamaa, sulke klein partytjies in 'n koalisie in Johannesburg. Gaan hulle daai steun kan kry? Dis onwaarskynlik. Gaan hulle dit saam met MK en die EFF kan kry? Ja, dit is moontlik. En as dit afhang van, nou kyk ek histories, afhang van die leierskap in Gauteng, Lesofie en sy komitee, dan is dit die verkose koalisie. Hy weier om met die DA saam te werk. Maar die DA gaan 'n baie sterk party wees, en dit gaan beteken dat daar baie sterk opposisie kan wees van watter kant ook al. Kan die DA 'n koalisie bymekaar sit? En wie's die natuurlike vennote? Is onwaarskynlik dat hulle weer met Action Suid-Afrika sal wil saamwerk. Maar dis nie te sê hulle sal nie met hulle saamwerk nie. Daar's 'n groot persoonlikheidsvertrouensbreuk. So indien die DA nie 'n meerderheid kry nie, wie kan hy mee saamwerk? Die Vryheidsfront is 'n goeie koalisievennoot vir die DA, maar so kan enige van die ander ook wees. En ek dink dis die belangrike punt. Gaan die ACDP beter doen? Gaan die IFP eerder met die DA saamwerk, soos in KwaZulu-Natal, as met die ANC en die EFF, soos wat hulle tans doen in Johannesburg?
Wat doen Rise Mzansi byvoorbeeld indien hy meer stemme of dieselfde hoeveelheid stemme kry? So op die stadium is daar baie moontlikhede. Dis nog onseker wat gaan gebeur. Maar die tendens wat ons sien, ANC ernstig onder druk en die DA lyk of hulle op 'n sterk groeikurwe is. Dis natuurlik belangrik vir Helen Zille. Want sy is die persoon wat die DA hoed gaan dra in Johannesburg en sy gaan daai regering wat op die stadium lyk dit of dit totaal in duie stort gaan moet heropbou, herbeding en struktureer en fokus om regering in Johannesburg weer van die grond af te kry. Dis 'n moeilike taak. As ons kyk na Tshwane, dan sien ons ook die DA doen baie goed. Hulle staan op hier in die lae 40s. Die Vryheidsfront 8% is die projeksie of is die opname se aanduiding. Nou, dit gee vir hulle meerderheid. En indien dit die koalisie is, kan dit 'n stabiele koalisie wees. Die geskiedenis van die DA en die Vryheidsfront in Tshwane is een van hegte samewerking, goeie integrasie in terme van hoe hulle regeer het, en natuurlik saam met Action Suid-Afrika wat toe die koalisie die rug toegekeer het, en Action Suid-Afrika en Tshwane is onder geweldige druk, want hulle sit in 'n koalisie saam met die ANC en die EFF, en nou begin die ANC en die EFF druk vir besluite wat Action Suid-Afrika nie meer kan saamleef nie, en nou is hulle vasgevang tussen hulle eie besluit om uit te stap uit die DA-koalisie en 'n ANC-koalisie wat al hoe meer eise stel wat hulle nie meer kan saamgaan nie. So hulle is in 'n moeilike posisie en die kans is dat hulle baie swakker gaan doen in Tshwane as in die verlede. So interessant wat hier kan gebeur, weer eens ANC onder geweldige druk, en dan wil ek net terugkom die manier wat die ANC optree om sy stempel af te druk, om sy belange te beskerm voor die verkiesing, het nou gelei tot 'n hofsaak wat verloor is, die afdanking van Johan Metler, die stadsbestuurder, en 'n volgende hersieningsaansoek oor ander besluite wat geneem is, en ook die manier hoe die hele Metler saak gaan uitspeel vorentoe. So dis 'n baie belangrike proses, maar wat reeds begin gebeur is dat die ANC het nie 'n meerderheid om hierdie besluite van hom af te dwing nie. En toe het hy in samewerking met die speaker besluit geneem wat 'n manipulering van stemme basies op gebaseer was, en dit is deur die hof tersyde gestel. So nou sit jy met Action Suid-Afrika is onder druk van sy vennote, kan nie met hulle saamstem nie. Hulle begin al hoe meer lyk of hulle teen hulle draai of druk op hulle toepas, maar die DA wil ook nie met hulle saamwerk nie, Vryheidsfront ook nie, as gevolg van wat hulle in die verlede gedoen het. So daar's baie interessante dinamika wat uitspeel, en 'n mens gaan moet sien wat gebeur, maar die sleutel van hierdie lê in administratief, watse besluite word in die volgende 3-4 maande deurgedruk. Kan hierdie koalisie oorleef tussen die EFF, die ANC en Action Suid-Afrika, of gaan dit in skerwespad? En dan die ander dimensie, wat gaan gebeur in die verkiesing self? Gaan hierdie momentum deurdra? Gaan ons hierdie tipe stempatroon sien wat in die opname aangedui word? En dan natuurlik, hierdie gaan verder. Ek meen, daar's in die res van Suid-Afrika ook stemme. Die DA het nou hierdie naweek sy verkiesingsmanifest bekend gestel, baie interessant, soos wat ons in die verlede gesê het, 'n manifest wat op plaaslike regering gerig is. Hierdie gaan nie oor nasionale kwessies nie. En die interessante van die DA, hulle verkiesing in hierdie stedelike gebiede is nie gebou op die gesig van die nasionale leier nie. Dis die kandidaat as burgemeester, so hulle hou plaaslike leierskap voor in hierdie verkiesing. ANC op die stadium gebruik president Ramaphosa, wat nie 'n baie goeie in 'n goeie plek is nie. Hy is onder geweldige druk, die ANC is onder druk, maar hulle kan beswaarlik hulle burgemeester wat tans dienste gesig gebruik, want hy is 'n totale mislukking. En dis die uitdaging wat jy mee sit in die ANC, dat hulle probeer 'n nasionale beeld skep, want hulle het niks op plaaslike vlak nie. Nou net miskien terug na die aanduidings wat hulle gee, hulle baseer nou hulle benadering op, hulle gaan nou regering op plaaslike vlak regryk. Hulle het nou nuwe beleid, hulle het nuwe raamwerke, maar dit word vanuit die sentrale regering aangebied. En die indruk wat dit skep is, die ANC het niks foute gemaak nie, daar's swak strukture, daar's swak besluitneming, maar hulle gaan nou inkom en met nasionale regering gaan hulle dit regryk.
Die ander probleem wat ek daarmee het is die manier wat dit aangebied word is, hierdie is ANC beleid wat ANC alleen oor besluit. Maar dit kom uit die regering van nasionale eenheid uit. Die wetgewing wat hierdie week in die parlement ter tafel gelees en deur die prosesse begin gaan, is deur die regering van nasionale eenheid ondersteun. So jy sit met hierdie teenstrydigheid in die ANC, nog steeds die indruk van ons besluit en ons doen, en ons weet wat is in julle belang. Intussen is dit die ANC wat aan die hoof staan van die absolute ineenstorting van plaaslike regering. So daar's interessante, dink ek, ontwikkelinge wat ons gaan sien, wat ook gaan invloed uitoefen op hoe die verkiesing verloop. Roland, in terme van Kaapstad, so vir my interessant, jy het nou nog nie daarna verwys nie. PA, DA, wat sê die peilings? Ja, die interessante van Kaapstad is, ek meen dis 'n DA-vesting. En die onbekende in Kaapstad is wat gaan die PA doen? Nou die PA se steun op die stadium, as 'n mens die ontledings gaan beoordeel, dan is dit baie sterk, noem dit geografies gebaseer. So dit hang af van waar jy die peiling doen, wat se syfers jy gaan kry. En ek dink hier moet ons gaan terugkyk na, want dis 'n bietjie van 'n nuwe faktor in die plaaslike politiek. Ons moet gaan kyk wat het gebeur intussen verkiesings. En daar het die PA baie goed gedoen, maar het baie geteiken deelgeneem. En die geografiese konteks kom by. Dis 'n party wat identiteitspolitiek bedryf. En op 'n mate ook 'n gruwe politiek bedryf. Van breinmense wat voel hulle is gemarginaliseer, hulle is misken, hulle kry nie die voordele wat hulle toekom in Suid-Afrika soos wat ander dit kry nie. So dis 'n baie groot deel van die benadering. Dit beteken wat in Kaapstad gebeur, gaan afhang van hoe die verkiesing daar gaan uitspeel. Die ANC is nie werklik 'n faktor in Kaapstad nie, hulle is ontsettend gemarginaliseer, baie groot interne probleme soos op ander plekke, en dit maak dit vir hulle nog moeiliker. Die party sukkel om 'n greep op sy leierskap, of deur sy leierskap sukkel om 'n greep te kry op die provinsie, op die stad en op sy eie lede in daai konteks. Die DA goed georganiseer, goeie strukture, goed gevestig, benader dit op die beginsel van hulle suksesse as 'n skoon regering, as nie korrup nie. En dan die dimensie wat nou baie meer aandag begin kry is dat dis 'n regering vir almal. En begin baie klem lê op die fokus op gebiede wat tradisioneel onderontwikkel is, nie altyd die aandag gekry het wat hulle dalk moes gekry het nie. En dit is die tipe goed wat die PA gebruik om te mobiliseer. Ek dink die ander ding van Kaapstad is, partye wat in die verlede redelik goed gedoen het, soos Good, gaan waarskynlik in hierdie verkiesing sukkel. En dit is belangrik om te gaan kyk. So wat gaan gebeur met die Vryheidsfront, kleiner partye in Kaapstad? Wat gaan gebeur met Good in Kaapstad? Wat gaan gebeur met die ANC? Gaan hulle bly waar hulle is? Hulle sê elke keer voor 'n verkiesing, hulle is nou reg, hulle gaan nou weer optel en dinge doen. Kry dit nie reg nie. En dan die onbekende faktor is die PA. Dit gaan nie maklik vir die PA wees. Hulle gaan nie 'n meerderheidsparty word nie. Maar hulle kan die DA knou. En dit is die dimensie. Dis hoekom ek versigtig is op die stadium oor hoe interpreteer ons wat daar gaan gebeur, want die patrone wat ons tot dusver sien is geografies gebaseer. Dis nie 'n algemene projeksie, of die algemene projeksie is nie vir my noodwendig op die stadium een wat my oortuig. Kom ons kyk wat gebeur. Ek dink as ons nog 'n ronde of 2 van data kry, kan ons dalk 'n duideliker prentjie begin vorm. Roland, ek wil gou vinnig, vir my is daar 'n bietjie risiko met die feit dat die ANC baie steun verloor. Kan dit nie die regering van nasionale eenheid onder geweldige druk sit om te sê hoorie, hulle moet nou wegbeweeg van die DA nie. As die DA sterk raak soos hierdie peilings nou sê nie, laat hulle met 'n MK en 'n EFF gaan saamgaan nie. Daar is mense in die ANC wat dit wil doen, en daar's mense in die ANC wat dit nie wil doen nie. En dis waar dit interessant raak. Kom ons kyk, ek kan net sê, kom ons kyk gou na wat gebeur KwaZulu-Natal spesifiek eThekwini. Daar is die ANC nou die derde grootste party. MK, DA en dan die ANC. EFF maak nie onthaar af daar nie, PA ook nie. Daar's een of twee
kleiner partye, mens sal moet sien wat gebeur met die NFP byvoorbeeld, want hulle is op die stadium 'n probleemparty, maar hulle het 'n setel en hulle hou die magsbalans in die provinsiale regering met 1 setel. So die stert wat die hond swaai situasie. Nou as ons gaan kyk na eThekwini, Durban, dan het jy 'n koalisieregering, jy het ook in die provinsie 'n koalisieregering, of in die provinsie eerder het jy 'n koalisieregering tussen die ANC, die IFP en die DA en die NFP met 1 setel. In eThekwini het die ANC nog 'n meerderheid. Nou interessant, dis een van die metrogebiede waar die ANC meer sukses behaal met hoe hulle regeer. Maar die opname sê vir ons MK is by verre die grootste party. Maar hy's nie meer op 45% nie, hy lê nou hier in die 30%. En dan kom die DA en die ANC. Die syfers daar sê vir ons die ANC, DA en die IFP kan waarskynlik as die projeksies of die opnames soos wat dit nou is uitspeel, kan 'n koalisie vorm wat die NK uithou. Die vraag wat jy vra is, en ek dink dis die punt, tot dusver het die ANC en KZN geweier om met NK saam te werk, en daar's 'n goeie rede voor. Behalwe dat dit 'n moeilike koalisievernoot is, gaan hulle 'n junior vernoot wees, hulle gaan sleg tweede kom, maar dit kan beteken dat die MK die ANC heeltemal insluk. So dis 'n groot risiko. Is onwaarskynlik dat die DA die ANC sal insluk, ongeag die magsverhouding, maar die MK kan hulle insluk. En dit is die kwessie wat ek dink die ANC versigtig gaan maak. En dan sit daar ander dinge, dit is iets wat nie, dit het al bietjie aandag gekry, maar indien hierdie ding uitspeel en die konflikte in die ANC verdiep, en die ANC kom vir 'n bestaanskrisis, dan is daar 'n baie groot risiko dat die party verder kan skeer. Daar is mense wat, as die ANC en die MK saamwerk, is dit die einde van hulle in die politiek. En dis breedweg die mense wat agter die Ramaphosa leierskap geskaar is, en hulle is tot onlangs 'n meerderheid sterk geposisioneer in die party. Of dit so gaan bly vorentoe sal ons moet sien, gaan afhang van wat gebeur met die president. So daar's groot uitdagings vir die ANC. Ons weet is diep verdeel, daar's groot fragmentering, daar's geweldige konflik, en dan natuurlik die ander faktor, en dis die van eie belang wat gedien word. En die vraag is, waar gaan jou eie belang die beste gedien word? Een van die syfers wat rondgegooi word, is dat die ANC op huidige steunvlakke soveel as 500 setels gaan verloor in die plaaslike regeringsverkiesing. Nou effektief beteken dit 500 werklose ANC-lede, en dis mense wat 'n hoë inkomste vlak geniet as verteenwoordigers, groot partysteun en beskerming geniet, en ons daar niks. En die party kan nie finansiëel die mense ondersteun soos wat in die verlede met die enkelinge gedoen het wat setels verloor het of wat uitgeval het vir watter rede ook al nie. Voorbeeld, Malusi Gigaba wat vir lank in Luthuli huis gesit het, maar hy het sy ministeriële salaris gekry het by die ANC. Hulle gaan nie dit kan doen met hierdie getalle mense nie. En dit gaan nog verdere druk op die leierskap en die party plaas. So een van die faktore dink ek wat 'n mens moet baie mooi dophou, is wat is die potensiaal vir groter onstabiliteit as gevolg van hierdie tipe faktore en hierdie tipe gebeure. En wat is die tipe politieke reaksie wat jy gaan kry? Waarskynlik binne die ANC 'n sterk herbesinning oor leierskap, oor die pad vorentoe. Die vraag is, wie is die leiers wat na vore gaan tree om hierdie rol te vervul? Die name wat tot dusver genoem is, gaan nie hierdie probleme oplos nie, hulle gaan dit vererger. En daar die risiko van 'n skeuring. So die party het baie groot uitdagings wat voor lê. Roland, hulle het gepraat van die DA en die ANC met die RNE, met die regering van nasionale eenheid, dat as hulle kan ek sê, ander leier gaan kies wat te radikaal is, dat dit ook baie druk kan veroorsaak. Ja, en ek dink dit sluit aan by jou vorige vraag. Wat is die vlakke van spanning binne die RNE rondom wat nou gebeur op plaaslike regeringsvlak? Nou hierdie is 'n belangrike toets vir die regering van nasionale eenheid. En dis van die begin af gesê, die eerste groot hekkie nadat hy gestruktureer is en begin funksioneer, groot toets gaan wees, kan hy oorleef na die plaaslike regeringsverkiesingsveldtog en wat moontlik kan gebeur. Nou, dit gaan 'n mens moet sien.
Op die stadium is daar 'n groot mate van pragmatisme, dink ek is die veilige woord, tussen die leiers op nasionale vlak en hierdie is belangrik, dit werk vir ons, is in die belang van Suid-Afrika, hulle interpreteer dit baie verskillend, maar ons gaan aanhou met hierdie regering van nasionale eenheid. Maar die spanning kan opbou, dit kan 'n punt bereik waar dit net nie meer volhoubaar is nie. Ek dink wat maak dat die ANC daarop versigtig optree op die stadium is die posisie van president Ramaphosa. Die parlementêre ondersoek skep groot onsekerheid, dit plaas baie groot druk op die ANC en een van die groot redes is nie net wat gebeur het nie, maar die ANC het nie meer 'n meerderheid om te besluit wat hy wil doen nie. En ons sien in die artikel 89 komitee hoe die ANC telkens getroef word met besluitneming. En die strategie is ons bly buite stemme. Ons neem nie deel nie of ons probeer dit 'n bietjie vertraag. Nou daai spanning en ek dink 'n party wat nogal in 'n moeilike posisie hier is die DA. Want hulle sit tussen klomp wille politici, né, die MK en die EFF manne. Hulle het 'n persoonlike vendetta teen die president. Vir hulle gaan dit nie oor die meriete van die saak, dit gaan oor die president uithaal en die ANC seermaak. Wat politiek is. Die DA kyk anders daarna. Die DA wil nie deel wees van 'n besluit wat Onstabiliteit veroorsaak. Aan die een kant dit, aan die ander kant, hulle kan ook nie gesien word dat hulle oortredings aan die kant van die president goed praat of ignoreer nie. Maar hulle moet die proses help bestuur en hulle is die tweede grootste party. So is 'n moeilike posisie. Hulle probeer die proses, lyk dit vir my, stabiliseer. Rasionele besluite neem, maar hulle kan nie alles wat die ANC wil doen ondersteun nie, maar hulle kan ook nie alles wat die ander wil doen ondersteun nie. En dit plaas baie druk op hulle. En dit kan ook 'n bron van spanning word vorentoe. En ek meen die ANC het sekere uitdagings, maar die DA het ook uitdagings. En een van die vrae wat die DA gaan moet vra, hoe lank bly hulle in die regering van nasionale eenheid as dit al hoe meer begin lyk asof hulle verantwoordelik gehou word vir ANC besluitneming wat hulle nie deel van is nie, want dis een van die probleme. Die ANC neem eksklusief besluite. In veiligheidskonteks, buitelandse beleidskonteks, ekonomiese beleid probeer hulle baie hard om alleen te besluit. Ek het net verwys na die nuwe regulasies en wetgewing op plaaslike regering wat die ANC aanbied asof dit sy oplossing is. Nou daai skep spanning en hierdie plaaslike regeringsverkiesing gaan daai spanningsvlakke verhoog. Nou die een manier om dit te interpreteer is om te kyk wat gebeur nou. En daar sien ons, ek het net verwys na 'n pragmatisme. In Johannesburg het die ANC 'n benadering. In eThekwini het hulle 'n totaal ander benadering. Op regering van nasionale eenheid het hulle 'n ander benadering op die nasionale vlak. Doen net wat hulle pas waar dit hulle pas eintlik. Ek dink wel dis een manier om dit te stel en dis waarskynlik 'n groot waarheid daarin, maar die ander een is ook wat in een plek geld maak nie sin op 'n ander plek nie. En die voordeel daarvan is dat ons wegbeweeg van hierdie uniforme benadering wat sê alles wat in Lutuli besluit word geld vir die hele Suid-Afrika. Dit kan nie so werk nie. Kaapstad en Johannesburg is nie dieselfde nie. Umtata en Polokwane is nie dieselfde nie. En daai pragmatisme is dalk 'n positiewe element wat beteken dat dit bietjie meer mag gee op plaaslike vlak vir leiers om besluite te kan neem vorentoe wat nie noodwendig die nasionale leierskap se goedkeuring wegdra nie, alhoewel daar 'n mate van oorsig is. So dit kan onstabiliteit in die hand werk, maar dit kan ook 'n mate van buigsaamheid en realisme inbring wat sê, maar goed, ons het ander opsies en in Tshwane gaan ons iets anders doen as ons in Johannesburg gaan doen. Wat goed kan wees op die lang duur, indien jy die regte leierskap het wat dit verantwoordelik bestuur. En ek dink dis miskien die laaste punt hier. Die ondergang van die ANC is die eie belang van die ANC. As hulle kan wegkom van eng eie belang en 'n breër belang, noem dit losweg goeie regering te dien eerder as ANC belange, kan dit op die lang duur positiewe gevolge vir almal inhou.
Maar ek het een van die plakate nou gesien waar daar staan dit is ons tyd, een van die politieke partye nou en dit is nogal vir my, ek sien dit meer nie as dit die politieke partye se tyd nie. Ek sien dit meer as dis ons stem, die ouens wat gaan stem, wat die einde van die jaar na die stembusse toe gaan. Ek dink is hulle tyd om seker te maak ons kry verandering, ons kry verbetering, wie ook al dit mag wees wat vir jou dienste kan lewer in jou area of jou distrik hierdie jaar. Maak seker hulle kom in bewind en dat daar verskil in jou lewe kan kom want ons het dit so nodig. Ek dink die belangrike ondertoon daar van daai tipe benadering is om te sê die ANC se tyd is verby. Dis die eerste manier om daarna te kyk. Want die ANC het absoluut gedomeineer. Vir 30 jaar en nie daai die ANC dienslewering gedoen wat gegee hy nie. wil. Yes. En so een manier om nou te kyk is om te sê dis nou die mense se tyd. Natuurlik die eng manier om te kyk, ek dink jy verwys na Vryheidsfront Plus plakkaats om te sê dis nou die Vryheidsfront se tyd. Nou dit is 'n baie eng manier om daarna te kyk. Die vraag is die Vryheidsfront die party wat nou die groot swaai na homself gaan beleef wat die party sê gebeur en hom baie groter rolspeler gaan maak. Dit sal die tyd ons leer. Die Vryheidsfront Plus gaan nooit 'n meerderheidsparty word nie. En een van die uitdagings van die Vryheidsfront Plus is 'n eie identiteit binne die konteks van 'n dominante DA omgewing, want dit is wat telkens gebeur. En ek weet dis iets wat die partyleierskap baie geplaat oor tyd is. Hoe behou hulle identiteit en hulle beeld as party en hulle rol as party binne die konteks van 'n omgewing waar hulle geassosieer word altyd met die DA. Nou, ons het gesien dat in die Wes-Kaap het die Vryheidsfront koalisies met die DA gebreek en met die ANC ooreenkomste gesluit. Dit het nie baie lank gehou nie, dit het nie baie goed geëindig nie. En die party wat waarskynlik daar die meeste skade gekry het, was die Vryheidsfront Plus. So ek dink die tipe slagspreuk, die beeld wat dit uitdra, is nogal een wat 'n mens bietjie na moet gaan kyk en dis iets wat kiesers oor moet dink in die sin van hoe lees ek dit en hoe posisioneer ek my binne daai konteks. Dit is 'n interessante dinamika. Ek het net nou verwys na die geskiedenis, die onlangse geskiedenis van baie noue samewerking in Tshwane tussen die DA onder andere en die Vryheidsfront Plus. Vraag is, gaan dit so bly voortbestaan in die toekoms? Want daar is tog tekens van spanning binne die party, veral in Gauteng. Daar was 'n erg omstrede leierskapsverkiesing wat verwerp is deur die party en daar spanning in die Tshwane konteks ook tussen die nuwe leierskap wat aangebied word en die ouer leierskap, sekere besluite wat geneem is. So ook binne kleiner partye is daar groot uitdagings van hoe posisioneer ons en hoe benader ons hierdie verkiesing. En dan die vraag is, nou kry ons 'n meningsopname wat sê die DA en die Vryheidsfront Plus kan 'n meerderheid vorm. Bevorder dit of bevoordeel dit die DA of bevoordeel dit die Vryheidsfront Plus, want dit bly 'n junior vennoot in hierdie verhouding as jy na getalle gou kyk. So is 'n interessante dinamika, dink ek, wat ook in daai ander konteks, in 'n kleiner konteks hier uitspeel. Roland, vinnig, ons is nou meestal Afrikaanse luisteraars wat nou na ons luister natuurlik. Die Afrikaanse Universiteit het ook nou so 'n bietjie onder druk gekom. Ja, dis 'n interessante ek sukkel om te verstaan hoekom dit nou 'n kwessie is wat Naledi Pandor al so sterk oor uitspreek. Sy is natuurlik Eerstens, wat het sy gesê vir die mense wat nou nie geweet het wat sy gesê het nie? Dis eintlik onaanvaarbaar, eintlik 'n bedreiging. Dit bedreig die hele vryheid en dit is teen die hele gees van die bevryding van Suid-Afrika dat daar 'n Afrikaanse universiteit is. Nou my interpretasie is en ek sê dit uit historiese konteks, toe sy minister van onderwys was, het ek op 'n keer met haar in gesprekvoering gewees saam met ander oor die kwessie van Afrikaanse skole. En dis vir haar 'n geweldige sensitiewe saak en haar groot ding is Afrikaanstalige skole en universiteite is enklawes van bevoorregting en rasisme. Ek vat nou kortpad met ek interpreteer nou namens haar. Nou, dis natuurlik 'n onsinnige argument om te maak binne die groter konteks van Suid-Afrika. Die vraag is, en ek dink sy vra die verkeerde vraag.
en sy werk op die verkeerde aannames. Daar's 'n groot debat oor 'n Afrikaanse universiteit en waar akademia vandaan kom en hoe akademia geposisioneer is. En verskillende mense het verskillende standpunte daaroor. Maar om van meet af te gaan sê dit is onaanvaarbaar, dit behoort nie te gebeur nie. Dis 'n bedreiging vir die vryheid van Suid-Afrika. Dis 'n baie aanvegbare en problematiese stelling om te maak. Miskien net dit, sy is nie meer 'n dienende lid in enige regeringspos nie. Sy is wel 'n loyale lid van die ANC, maar ek weet nie of 'n mens te veel aandag moet gee op die stadium aan wat sy sê nie. Mens gaan moet sien hoeveel aftrek dit kry. Die ding is, sy raak 'n baie sensitiewe saak aan binne die ANC konteks. Aan die een kant het jy hierdie vrees van 'n wit gedomineerde enklawe, en vanuit 'n ANC perspektief is dit onaanvaarbaar, maar daar's 'n ander dimensie hiervan, en dit het ons gesien toe Panjasa Lesufi begin snydende kritiek lewer op Solidariteit se bou van Soltech. En toe is hy uit swartgeleedere geweldig gekritiseer en gesê, jou regering doen niks hieraan nie. Hier kom mense, bou 'n opleidingsentrum, onder begroting, binne tyd, geen korrupsie, en hy gee kwaliteit opleiding. Jou regering het al die opleidingsinstansies toegemaak, en dit wat nou bestaan is substandaard. En Lesufi het hom heeltemal onttrek aan daai debat. Nou, of Pandor hierdie debat op 'n ander vlak gaan probeer dryf en 'n kwessie maak daarvan, dit sal ons moet sien. Maar die vraag, sy is dalk 'n bietjie meer gesofistikeerd as wat Lesufi was. Sy was die minister van nasionale onderwys en hoër onderwys, so sy het 'n ander konteks waarbinne sy dalk optree histories. Die vraag wat ek het is hierdie om die aandag af te lei van die probleme binne die ANC, om 'n ander debat te skep, of is dit werklik vir haar 'n beginselsaak wat sy besig is om aan te roer? En 'n mens gaan moet sien hoe dit gaan moet uitspeel. Maar ek dink dit is, ek het probleme met die manier wat sy praat en hoe sy dit aanbied, want dit is 'n baie eensaidige en 'n baie eng interpretasie. Daar's baie ander maniere om ook hierna te kyk. Roland, ek kan vir ure nog met jou gesels oor hierdie binnelandse politiek, is vir my verskriklik interessant. Ek wil net gou vinnig vir die luisteraars, laat ons net gou vinnig vir hulle 'n bietjie 'n oorsig gee van wat in die straat van Hormuz aangaan, deurlik oliepryse en interessant president Trump se steun wat ook op historiese laagtevlakke nou is. Ja, tradisioneel in die aanloop tot die middeltermynverkiesings, ons gaan nou na die einde van president Trump se tweede jaar as president, in sy tweede termyn, en die meningsopnames wat gedoen word om sy gewildheid te bepaal, nou daar's 'n hele klomp wat gedoen word, maar die peiling wat mens na kyk, sê sy steun lê so op 34% van mense wat dink hy's 'n goeie president. Nou dis van die laagste vlakke wat 'n mens gesien het histories. Maar dan wil ek ook sê, meeste presidente se steun lê nou laer. Want die momentum van wat hulle doen neem af, die politiek neem 'n ander wending in die aanloop tot die middeltermyn. Hy doen nou wat hy wil, hy hoef nie meer stemme te werf nie, en sulke tipe goed. Alhoewel hy versigtig moet wees, en ek dink dit bring die konflik met Iran weer in die gesprek. Die president kan nie doen net wat hy wil nie, tensy hy nie omgee wat gebeur met die res van sy termyn nie. En die risiko wat hy loop is dat hy beheer verloor oor die Senaat of die Huis van Verteenwoordigers. En dan is hy vir die laaste 2 jaar van sy termyn wat hulle noem 'n lijmdak president. Hy het nie meer bevoegdheid, want hy het nie die ondersteuning in die Kongres nie. So hy kan geblok word in terme van wat hy wil doen. Nou dit gaan baie probleme skep, want Trump is nie iemand daarvan hou dat ander vir hom sê wat hy moet doen nie. So hy moet hierdie middeltermynverkiesings ernstig benader. En so, en 'n mens gaan moet sien, daar's al die voorverkiesings vind nou plaas, en is interessant om te sien wat gebeur. Daar's baie kritiek op die Demokratiese Party dat hulle diep verdeeld is. Daar's nie leierskap nie, daar's nie 'n rigting nie, en daar word wat hulle en ek beklemtoon dit in die Amerikaanse konteks, glad nie wat ons so verstaan nie. Daar word radikale mense verkies as kandidaate wat gaan deelneem. Nou, radikaal in daai konteks het heeltemal 'n ander betekenis as hier by ons. Ja, nee, ek kan net sê. Dis 'n interessante tyd. En dit bring mens miskien by die buitelandse omgewing. Een van die redes waarom president Trump soveel steun ingeboet het, is die oorlog teen Iran. Is 'n ongewilde oorlog, is 'n oorlog wat Amerikaners voel is nie hulle oorlog nie,
En baie van die Trump-ondersteuners voel in die steek gelaat, want hulle sê president Trump het gesê, hy gaan nie meer hierdie oorlog voer nie, hy gaan 'n Amerika eerste beleid volg, en nou doen hy presies wat hy gesê het, hy gaan nie doen nie. So dit speel in. Maar wat gebeur in daai oorlog? Die onderhandelinge baie duidelik het vasgeval, dit gaan nêrens heen nie. En hierdie week het Iran Klink of Trump dalk wil onttrek ook so half, of hy's nou moeg al vir die oorlog op 'n manier. Daar is die een interpretasie in Washington, en dit is nie net in die Demokratiese Party nie, wat sê Trump soek uit, hy wil wegstap van hierdie oorlog af. Hy wil sê ons het gewen, want Iran het nie meer 'n weermag of 'n vloot of 'n lugmag nie. Hulle kan probeer doen wat hulle wil, hulle is so ver teruggesit in terme van hulle ekonomie en industrie, so hy kan sê Amerika het gewen. Die probleem wat hy mee sit is tweeledig. Die straat van Hormuz is nie oop en toeganklik soos wat dit was voor die oorlog nie. En die tweede probleem wat hy het is Iran kan nog net so destabiliserend in die streek optree as in die verlede. Nie so maklik dalk nie. Hy het nie meer die sterk proxy-magte van Hamas en Hezbollah nie, maar hulle is nog daar, maar hy het wel die Houthis. En hy kan 'n bedreiging word vir die golfstate. En Amerika kan nie gesien word hulle in die steek laat nie, want dis sy belangrike bondgenote. En ons weet president Trump het 'n baie hoë premie geplaas in sy eerste en sy tweede termyn op verhoudinge met die golfstate so Saudi-Arabië. Dit was sy eerste paar state wat hy besoek het as president. Ook in sy tweede termyn. So hy kan nie net wegstap nie. Maar hy is ook nie lus vir die oorlog nie. Die oorlog is duur, die risiko's raak al hoe groter. Die koste van die oorlog is ook duur vir die golfstate, want hulle word al hoe meer weer Iran aangeval. En dan mense raak meer onafhanklik van die straat, so die vraag na daai olie is ook besig om af te neem. Die ander ding so, is dat die verdedigingsstelsels kom onder druk. Amerika het nie genoeg vuurpyle om te doen wat hulle gedoen het tot nou toe nie. En dit vat baie lank. Die aanduidings is dat dit tot 'n jaar kan vat, konservatief gekyk, om die voorrade aan te val van Patriot missiele byvoorbeeld. So dit is 'n groot uitdaging. Dit kan hanteer word, maar dit is 'n groot uitdaging. Nou sien ons ander gebeure. Daar word 'n nuwe verdedigingsbondgenootskap gesluit met Turkye, Pakistan en Saudi-Arabië. Amper 'n tipe van wat genoem word 'n mini NAVO, 'n Mutual Defence Pact. As jy my aanval, dan word dit as 'n aanval op ons almal beskou, daai tipe ding. Dat die detail daarvan is nog bietjie onseker, maar dit gebeur. So die golfstate begin herposisioneer. Die ander belangrike punt is natuurlik dat die golfstate word nou gijslaar gehou deur Iran. En ek dink dis die kritiese probleem vir president Trump. Hy kan wegstap en sê hierdie raak nie die VSA nie. Maar sy bondgenote word nou amper gijslaar gehou deur Iran op 'n manier wat nooit oorlog wat hy amper begin het. nie. Ja. Dis die dilemma. Nou goed, president Trump gaan nie die oorlog hervat as hy 'n keuse het nie. Dit wil hy nie doen nie, en Iran wil dit ook nie sommer doen nie, alhoewel hulle bereid is om dit te doen as dit moet. Waar laat dit ons? Daar's nie onderhandelinge nie. President Trump se benadering nou is om te sê, die straat van Hormuz is oop vir skepe wat wil in en uit gaan, ons help hulle, en daar is tekens dat hulle dit suksesvol doen. Maar die straat is nie oop soos wat hy was nie. En VSA het nou 'n blokkade ingestel weer. Geen Iranese skepe kan inkom of uitgaan nie, en die hawens kan nie gebruik word nie. So wat hier gebruik word is ekonomiese druk, direkte ekonomiese druk, op 'n reeds baie verswakte ekonomie, geweldige hoë inflasie, hoë werkloosheid, groot vlakke van ontbering in die bevolking. En dit lyk asof die benadering van die VSA nou is, ons verhoog nou die druk op 'n plek wat julle nie iets aan kan doen nie. Nou Iran sê dit raak hulle nie, want hulle voer alles in deur die Kaspiese See en hulle het baie groot landsgrense met Pakistan en sulke state, so hulle kan nog steeds invoer. Maar hulle kan nie al hulle invoere daar doen nie. Belangrik, hulle kan nie al hulle olie uitvoer. Hulle olie uitkry nie, so hulle kan geld kry nie, ja. Maar so ook kan die golfstate nie hulle uitvoere kry soos wat hulle gewoond is om te doen nie. So hulle kom ekonomies onder druk. Nou hoe lank hierdie blokkade gaan hou, hoe lank dit gaan vat voor iets gebeur, sal 'n mens moet sien.
Ek dink die korttermyn risiko wat 'n mens hier het, is dat Iran doen iets om te probeer om die wurggreep van die VSA te toets of te breek. En doen iets wat as 'n irrasionele daad beskou kan word. Hulle misreken hulle met dalk wat die gevolge gaan wees. En dit kan 'n groter oorlog tot gevolg hê. Of 'n hervatting van vyandighede tot gevolg hê. So die risiko's is nog steeds daar, alhoewel dit lyk asof die bereidwilligheid om op die kort termyn 'n volle oorlog te doen nie daar is nie, maar dit beteken nie dis nie meer 'n moontlikheid nie. Roland, ek sien Netanyahu en Trump het ook nie ooreengekom oor 'n moontlike vryheidsooreenkoms met Libanon en daai plekke nie, nee. Ja, As ek reg het verstaan het. Israel is ontevrede oor die 15-punt vredesplan vir Gaza, wat president Trump het nou die tweede fase aangekondig, dat Hamas nou gaan ontwapen en Israel dan oor tyd sal onttrek. Israel sê Hamas ontwapen nie en hulle gaan nie onttrek voor daar 'n baie definitiewe finale ontwapening is en Hamas nie meer 'n militêre vermoë enigsins het nie. Nou die interpretasie in Washington, dis verkiesingspolitiek. Netanyahu gaan 'n baie moeilike verkiesing tegemoet. Ja, hy gaan ook mos nou in na Oktober, verkiesing toe. ja. Yes. En hy is onder baie druk, sy koalisie is 'n gefragmenteerde een, klomp klein partye. So die Amerikaanse interpretasie is hy het nie eintlik 'n keuse nie, maar hulle verdra wat hy sê want hy moet 'n verkiesing gaan veg. Wow, okay. Ons gaan moet sien hoe dit gaan uitspeel. Okay. Roland, baie dankie vir jou tyd. Dit was regtig vir my nogal insiggewend geweest vir al hierdie plaaslike politiek en waartoe hierdie goed op pad is. Ja, en ons hoop ek luisteraars daar buite het dit ook insiggewend gevind. So baie dankie vir jou tyd vandag. Dankie Johnny, altyd 'n plesier.